Goeiemôre. Goeiemôre. Asai, dis lekker, van die eerste diens het dit so lekker gereën op die dak en ons glo die volgende paar dae gaan dit nog lekker reën. Ons vra ook sommer, kom ons bid vir die boere reg deur die land. Hier is baie wat regtig baie swaar kry met die back and close hier. Ek dink nie ons is leef altyd so naby aan hulle nie, maar dit is regtig sleg. Ons is dankbaar oor enstowwe wat kom. Ons dink aan sê dankie vir die reën en ons bid vir wanneer nog reën moet kom. Wie kuier vanmôre by ons? Kom ek begin vanmôre by hierdie hoek. Is daar iemand wat hier kuier vir 'n sjokolade? Niemand. In hierdie blok? Niemand? Kyk ek reg? Hierso? Tannie kuier hier by ons. Kobus se mamma Tannie kan 'n sjokolade kry. Sommige eers hierso gee, hierso alwen. Dankie. Hou hom net op tot Tannie 'n sjokolade kry. Baie welkom. En dan daar agter is nog 'n hand, waar nie? Jy gesien Rikus, ek het nie nou, het jy nog 'n hand gesien alwen? Iemand wat net sweeties wil hê. Goed. Oud lidmate wat sweeties wil hê. Iemand wat hier is wat hier is van waar kuier mevrou. Christiana, dis vanmôre die verste. Hou jou hand op tot jy 'n sjokoladetjie kry. Baie welkom Sonja. Nog iemand die wat kuier? Bo op die galery? Niemand. Nou met hierdie paar besoekers noem ek sommer, as jy vrymoedigheid het om by jou gemeente in Christiana of waar jy ook al aanbid, as jy daar vrymoedigheid het om nagmaal te gebruik, nooi ons jou uit om vanmôre saam met ons ook die nagmaal te gebruik. Ek wil so 'n paar afkondigings vinnig uitlig. Eerstens die mannebediening begin, so jy is maar vir so Anet daar aanskuif. Mannebediening, dis so 4 weke kursus gaan oor kommunikasie, regtig skitterend. Ons begin môre aand 6uur vir 4 weke. So in die kapel môre aand, dis vir enige man, jonk, oud, julle is baie welkom. Volgende ene, geopende deure. Julle sal sien as julle uitstap by daai deur, die vaste tafel by die hoofvoordeur is daar klipborde en voor die kombuis is daar ook 'n bord, 'n tafel met borde. Wat ons wil vra is, ons vra gelowiges reg oor die wêreld om petisielyste te teken waar ons spesifiek vra dat regerings Sub-Sahara Afrika gelowiges sal beskerm. As klomp gelowiges wat vir hulle geloof vermoor word, vervolg word. Nou Joshua is hier by ons in die gemeente, Rikus is deel van jou bediening. Ek weet Rose Aksie het donderdag ook 'n klomp geteken, maar as jy uitgaan en jy kan 'n tydjie spandeer, teken asseblief as jy nog nie het nie. En so help ons ook medegelowiges wat vervolg word en deur 'n baie moeilike tyd gaan. Dan die volgende ene, Wêreldmiddag vir vroue, Vrydag 6 Maart, in die Bybelhuis. Die Bybelhuis is, as jy met Nelson Mandela uitry, net voor die N1 regs, 6 tot 7, en dis interkerklik. Ons nooi alle gemeentes om saam te kom, Elrika reël dit, so asseblief, as jy kan Vrydag aan dit bywoon, dit beloof 'n baie mooi geleentheid te wees, en, moet ek mooi dink, Vrydag, ek het net vanoggend gehoor, is melkterdag. Is dit so? Wat maak ou dan, Rina, 'n bakkie melktert? OK, so die koffiewinkel hier by ons, nê? Hy's nou weer in die week oop van 7 tot 12, maar Vrydag is daar spesiale klein melktertjies by die koffiewinkel. En die koffie is heerlik, jy kan maar kom proe en kom kry. Dan is daar nog so ene wat ek wil uitlig. Yes. So einde verlede jaar het die gemeenteraad 'n versoek gekry van 'n paartjie wat in 'n selfdagse verbintenis is wat hulle kind wil laat doop, en soos wat ons doen in die gemeente en ook in die kerk, journey ons met moeilike goed, ons skram nooit daarvan weg nie, en ons gaan hierdie week 'n brief per e-pos stuur oor die reis wat die gemeenteraad rondom hierdie saak ook het. So ons stuur dit na die e-posadresse wat ons het as jou lidmaatskap hier is, maar as jy nie een gekry het nie, wil jy hê, vra die kerkkantoor, gee jou e-posadres en ons stuur die brief dan ook vir jou. Vanmôre is die laaste van ons reeks van 5 beleef God. Julle onthou waar dit vandaan kom?
net voor ek opgekom het gesê plesiergemeente bedien omgee, al kos dit ons, sodat almal God op maniere kan beleef, wat ons laat groei. Verlede jaar het ons 'n reeks gehad oor omgee, nou oor beleef en na die Julie vakansie oor die groei. So, vanmôre is die laaste ene van hierdie reeks van 5, en ons gaan gesels oor, hoe beleef ek God deur ander, of hoe beleef ander God deur my optrede? Ons gaan vanmôre met mekaar daaroor gesels, en ek het 'n vraagie, wat ek gou wil hê ons oor moet dink. Ek wou eers gesê het hierdie week, maar ek vat dit bietjie weier, waar het jy, kom net gou daar, dankie Anet, waar het jy al God deur iemand anders se optrede beleef? Waar het jy al iets van God deur iemand anders se optrede beleef? Dink gou bietjie. Dalk gaan party van julle sommer aan iets onlangs kan dink. Dalk iemand bietjie langer terug. In ons gesels vanmôre gaan Kobus ook 'n kort getuienis gee. Ek onthou met die eerste Sondag het ons gevra wie van julle het eers in hierdie week God beleef, en Kobus het onmiddellik sy hand opgesteek. Toe kom hy voor in die voorportaal kry, so ek sy oë glinster. Ons gaan net nou saam met hom daarna luister. Ons kan hierdie vraag ook anders vra. Wanneer het iemand iets van God kon beleef deur jou optrede? Dink gou 'n bietjie, wanneer kon iemand iets van God beleef deur hoe jy opgetree het? Of deur hoe jy betrokke was by iemand se lewe? Ons Vader, dankie dat ons weet dat ons in vrymoedigheid met U kan gesels, dat U ons liefhet. Maar Here, ons weet ook, U is die gans andere, U is die Heilige. Daarom kom bid ons, Here, dat U ook in hierdie erediens ons sal kom ontmoet. Ons kom bid, Here, dat U so in ons harte sal werk, dat ons opnuut opgewonde sal wees om die geloofswedloop te hardloop. Ons kom bid, Here, dat U so deur die Gees sal werk, dat ons daaglikse lewe vol heilige ontmoeting sal wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here groet jou vanmôre. As hy het hy vir jou in besonder baie lief is. Nou voor ons die dankoffers doen, hoe dit gewoonlik nou werk met 'n nagmaal, ons nooi die kinders saam. By die eerste diens was jy 'n lekker groot klomp kinders in die kerk, so al die kinders tot en met graad 6, maar ek kan in graad 7 dalk nog bykom, nê. As die dankoffers opgeneem word, dan vra ons julle kom staan, julle is sommer klaar hier voor. Ja, Chantel, julle sal hier reg skuif en kom ons dien die Here met ons offergawes. So al die kinders kan vorentoe kom. Welkom hier
By ons hier op die verhoog, julle kan 'n bietjie vorentoe skuif as julle wil en bietjie uit. Ja, dan kan julle lekker dans. En ja, julle sien juffrouens is daar voor en dan gaan oom Julius en oom Hewald vir ons aan die gang kry hier met 'n lekker liedjie. Dankie. Praise in the valley, praise on the mountain, praise when I'm sure, praise when I'm doubting, praise when outnumbered, praise when surrounding, 'cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet, my God is a liar. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Kom ons gee vir hulle 'n handeklap. Julle kan maar gaan sit. Ja, julle kan maar terug gaan sit by mamma en pappa. Dankie julle. Dankie Julius. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n song die mense te verlig, door die hele wêreld kan sien, is die lig, mag die lig weer deur ons skyn. Vrolik klink ons lied oor die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, door die hele wêreld kan jy hoor die naam, mag
Balsam bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons dien. Hierdie woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop weer deur ons gee. U is groot en Heer oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juig dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier deur ons kom, laat U ryk hier oral kom. Break my heart for what breaks yours, everything I am for your kingdom's cause. Kom ons dink die volgende liedjie aan hoe ander God kan beleef deur ons optrede. I see the King of glory coming down the clouds with fire. Whole earth shakes, whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As
as I walk from earth into eternity. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Ja, Here, met die woorde van hierdie lied, vra ons dat U ook ons harte sal breek vir dit wat U hart breek. Ja, Here, ons kom bid dat U so deur die Gees in ons harte sal werk, dat ons onsself en ander mense deur die oë sal sien, dat ons die hartklop sal hoor. Here, ons het die begeerte om so met U te wandel, dat ons in ons elke dag se lewe heilige ontmoeting sal beleef. Ons het die begeerte, Here, dat ons U deur medergelowiges sal beleef, maar dat ander ook U deur ons eie lewe sal beleef. Kom breek die woord ook nou vir ons oop en maak ons harte ontvanklik vir dit wat U wil kom doen. Amen. Ons tema vanmôre is heilige ontmoetings, maar as ons nagmaal het, is die kinders saam met ons in die kerk, en daarom gaan ek so bietjie met die kinders eers gesels, maar hierdie ding, wonder ek of dit nou gaan werk, want ons vra dit elke keer, en party kinders weet, maar kom ons check net gou weer, né? Hoeveel boeke is daar in die Ou Testament? Wat 'n kind kan vir my sê, vir 'n lekker sjokolade? Isai, hoeveel? 39, nou Isai, ek vir pappa probeer gooi. Rikus, kom ons, jy moet nou mooi vang. Het hom! Ok, dankie Rikus, Isai, maar dis Isai sin. Ok, kom ons kyk gou, hoe weet Isai dit? Hoeveel letters in Old? Nou wil jy nooit jy vergeet nie, né? 3. Hoeveel in Testament? 9. En dan sê jy 3 en 9 bymekaar gesit, né? En dan is dit 39. Ok, nou hoeveel, vir 'n bruin sjokolade, hoeveel boeke is daar in die Nuwe Testament? Hoeveel? Hoe weet julle dit? Het pappa gesê? Chris, het jy vir hulle gesê? Chris, vang jy vir hulle? Julle met hom, hoe deel julle nou 'n halwe? Nee, wag, ek sal nog een moet gee. Ok, 27. Want, hoeveel letters is in Nuwe? 3. Testament? Nou, hier kom die som. Wat is 3 maal 9 is 27, né? Ok, nou vir een van die ouer mense, sorry Chris, een van die ouer mense, hoeveel is die totaal? Verenuga. Corley, hoeveel? Sê hard. Dankie Corley, anders gaan ek saggies vir die sjokolade hier sit. Mooi. Mooi Corley. 66. Nou, gaan ons 'n bietjie verder vanmôre, né? Kyk gou. Hierdie is 'n prentjie wat vir ons wys hoe lyk die boeke van die Nuwe Testament. En dit is eintlik baie lekker want dis in volgorde. Die rooi, né, die eerste 5 boeke, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, is die geskiedenisboeke. As jy hulle lees, het jy die hele storielyn van die Nuwe Testament. Dan in volgorde Romeine tot by 2 Tessalonisense, is die regte volgorde, jy kan kyk, né, is die briewe aan gemeentes. En dan is daar weer 4 boeke, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, wat briewe aan individue is. En dan die laaste 9, weer 9, is algemene briewe. Nou moet jy mooi luister, hier is nog een sjokoladetjie, né? Of nee, nougat. Ons gaan vanmôre lees uit 'n boek wat in die blou gedeelte is. Maar ek gaan 'n prentjie wys, en as jy kan regraai, kyk gou, memoriseer gou daai 9 blou is. Julle het hom, nee, julle ken hom ons. Okay.
So as julle weet watter boek is hierdie ene, kry jy 'n nougat. Wie wil vir my sê watter boek is dit? Iemand wat nie in die eerste diens was vir die musiekspan nie. Wie wil? Nee, Kobus, jy was. Kom julle. Ja. Sorry. Ek is heel bo nou, dankie. Hoe weet jy dit? Oupa, jou lekkertjie is hier. Mooi oupa. Kom ons kyk gou hoekom, nê? Nou moet jy in Engels dink. Nie Afrikaans nie, as jy verstaan nie, nê? Hier's twee goed wat leidrade is. Daai, wat het jy, in watter taal is die Ou Testament geskryf? Help my? Hebreëus, nê? En wat is 'n Jood ook genoem? Is ook 'n wat genoem, amper so Hebreëus. Hy was 'n Hebreër, maar daai masjien is 'n broumasjien. Hebreëus. Maar wat brou hy? Kyk gou baie mooi, wat word er na ingegooi? Kyk gou mooi. Melk en vleis. Wat se vleis is daai? 'n T-bone. Nou hoe op dese aarde kan ons Hebreërs onthou met so 'n prentjie? Want as jy die boek Hebreërs, ons weet nie wie die skrywer was nie, maar die mense vir wie die preek was, so in 94 na Christus geskryf, was die mense, hulle ouers het in Jesus se tyd geleef, maar hulle was hulle kinders. En hulle was Jode. En hulle het so 'n bietjie begin lui word. In hierdie wedloop wat hulle hardloop, het hulle bietjie begin moeg word. En dan sê die skrywer, maar onthou, jy kan nie by melkkos bly nie. Dit moet vaste kos word. Melkkos is wanneer ek tot bekering kom en ek is opgewonde oor die Here, maar dan bly ek daar. Vaste kos is wanneer ek groei. Wanneer ek meer en meer word wat ek al reeds in Christus is. Wanneer ek geestelik groei. Ons gaan na Julie vakansie oor groei gesels. So Hebreërs sê, maar as jy kind van die Here is, dan is daar 'n proses wat moet gebeur. En God wil graag hê dat jy in hierdie reis hom meer en meer moet kan beleef. Nou, hier is nou 'n oupa so my sweeties raak op. Nou gaan ek met broodjie uitdeel, maar ek sal dit nou doen. Kom ons hoor gou, wie van julle doen atletiek? Watter kind doen atletiek? 'n Baan item. Wat doen jy? Nee, okay. Wie het al atletiek gedoen? Watter kind? Okay, help gou vir my, 400 meter, is dit 4 keer om die baan? 1 keer. Okay, is nie vir my chokkies is op. 1 keer om, okay. 800 meter, hoeveel keer is dit om? 2 keer, nee. Ek vertel net 'n storie. Ek gaan vir Tannie Karita vra gou vir ons 'n 800 meter storie te vertel. Kom ons luister gou. Daar was 'n dogtertjie met die naam Mia. Sy het vir die eerste keer aan 'n 800 meter wedloop deelgeneem. Toe die skoot klap, hardloop sy met alles in haar. Haar bene voel sterk. Haar hart is vol opgewondenheid. Sy dink, ek gaan hierdie wedloop wen. Maar halfpad deur die tweede ronde begin haar bene brand. Haar asem raak kort, sy voel moeg. Skielik is dit nie meer so lekker om te hardloop nie. Toe hoor sy iemand roep, Mia, hou aan, onthou hoekom jy begin het. Dit was haar pa. Sy kyk op, sien hom en iets gebeur in haar hart. Sy kry nie nuwe bene nie, maar sy onthou. Sy onthou sy het ingeskryf, sy onthou die elke dag se oefen en haar pa se raad en hulp. Sy onthou wie vir haar wag by die wenstreep en sy hardloop voluit tot die einde. Baie dankie Tannie Karita. Nou dieselfde gebeur soms in jou geloofslewe. In die eerste diens vertel ek 'n vriend van my, hy het baie goed tennis gespeel, was in 'n bekende skool in Pretoria, maar hy was toe, hulle het adverteersbeker gewen, hy was toe daai jare matriek meer op die tennisbaan as by die skool en hy moes toe matriek oordoen. So dis nie 'n voorbeeld vir die kinders nie, jy moet meer in die klas wees op die tennisbaan, maar hy gaan doen sy tweede matriek toe by 'n skool in Noordwes, wat ook baie goeie tennis gehad het,
En hy het toe 'n meisie daar gesien toe hy daar kom wat atletiek gedoen het. En hy besluit om hy gaan haar beïndruk. En almal weet nou van hierdie goeie tennisspeler wat nou in die skool gekom het. En hy besluit hy gaan vir die 800 meter inskryf. Hy sê hy tree aan, dit was 2 keer om die baan, dit is mos nou nie so erg nie. En hy sê die skoot klap toe hardloop, maar hy's los voor. Hy sê hy kan net dink hoe die meisie op die paviljoen hom nou cheer. En hy sê dit gaan goed, maar hierna so 300 meter is dit nie meer so lekker nie. En hy sê, is okay, maar nou net vasbyt. Hy moet hom net op by die wenpaal kom, en daar kom hy moeg, en almal kom verby. En hy besluit, as hy nou net kan klaarmaak, en hy maak toe die heel laaste klaar, ver agter die ander. En hy is toe druipsterd na sy huis toe, en hy en die meisie het nog 'n rukkie uitgegaan. Maar dit gebeur baie keer in ons geestelike lewe. Ons leer die Here Jesus ken, ek ontdek dit, en ek is opgewonde om die Bybel te lees, en ek bid, en ek is oral betrokke, maar dan begin die lewe gebeur, en dan begin ek dikwels uitsak. Hebreërs 12 vertel vir ons van hierdie wedloop, en ek gaan sommer die boodskap vertaling uit vir die kinders net gou van hierdie wedloop kom lees. Dan sê die skrywer, my verhouding met die Here, as ek sy kind is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Laat ons dan ontslae raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sonde wat ons gedurig wil potjie. Laat ons soos die ander gelowiges hardloop met alles wat ons het. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou, en hy sal ons tot aan die einde daarmee help, amper soos die pa in die storie van Tannie Karita op die paviljoen, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Dink aan sy voorbeeld, die skande en vernedering van die kruis was nie vir hom te veel nie. Hy het dit alles verdra omdat hy geweet het dat daar soveel blydskap daarna vir hom wag. Kyk nou net, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. Hou hom gedurig in gedagte. Dink aan alles wat hy moes deurmaak, ja, aan al die slegte dinge wat die sondige mense aan hom gedoen het. As julle sy voorbeeld volg, sal julle nooit moedeloos word en tou opgooi nie. Kyk gou, hier staan 'n stukkie in die middel van hierdie teks. Hou hom gedurig in gedagte. En dis presies waarmee die nagmaal ons kom help. Dit kom herinner ons. Dit kom herinner ons waarmee ons besig is. Die eerste herinneringsteken, as ons die wyn hier het en die brood, wys dit heen na die kruis. Dit help my om herinner te word dat Christus in die kruis in my plek gesterf het. As ek die nagmaal gebruik, dan onthou ek die hoogtepunt van God se herskepping is hy het sy seun aarde toe gestuur. Hy het in ons plek aan die kruis gesterf, het op die 3de dag opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God, en die Heilige Gees is uitgestort. Maar dan waarsku die nagmaal ons ook, as dit alles wat ek onthou, is ek eintlik arm. Dan gaan ek nie God beleef nie. Die nagmaal kom herinner ons dat ek is besig met 'n geloofswedloop. Want dit wat die verlossing kom bewerk het, is nie net my redding om eendag in die hemel te wees nie, maar is om my aardse lewe nuut te maak. Dat ek aan 'n wedloop deelneem waar ek meer en meer soos Christus moet word. As ek net bly by my redding, dan is dit soos om 'n groot geskenk te ontvang, wat ek nooit oopmaak nie. My redding is die wegspring van 'n wedloop wat voor my lê. En op hierdie wedloop wil God hê ek moet word wat ek al reeds in Christus is. Hy wil my kom verander. Hy wil my kom nuut maak. Hy wil hê dat my elke dag se wandel heilige ontmoetings met hom moet wees. My interaksie met ander en hulle interaksie met my.
Maar die nagmaal het ook 'n ongemaklike waarskuwing. Dat ek moet weet ek is nie vir altyd hier nie. Die nagmaal kom waarsku dat jy soms so lank so kan staan. Dat jy kosbare tyd verloor om aan hierdie wedloop deel te neem. Niemand weet hoe lank ons wedloop is nie. Daar's ergens 'n eindstreep vir elkeen van ons. Maar God kom sy hardloop voluit. Ek wil jou nuut maak. Want as jy nuut is, kan ander mense my deur jou beleef. Dis hoekom God ons wil nuut maak, want my lewe is 'n ongelowige se Bybel. Hoe ek liefhet, bepaal hoe hulle God sien. So as ons vanmôre nagmaal saam gebruik, ek gaan nou vir ons bid, dan herinner dit ons aan 3 goed, aan my redding, aan dit wat Christus gedoen het. Dit herinner my dat ek voluit moet hardloop. Dit herinner my dat God my wil nuut maak, en ten derde, dit herinner my, ek weet nie hoe lank my lewenswedloop is nie. So moenie uitstel nie, hardloop voluit. Here, dankie, dat ons nou saam die tekens van brood en wyn kan gebruik. Dankie dat U ons onvoorwaardelik liefhet. Dankie dat U begeer dat ons die lewe in oorvloed moet hê, dat ons nou reeds iets van die hemel moet kan beleef. Kom versterk ons geloof. Kom gee ons nuwe krag om voluit te hardloop, om meer en meer te word wat ons al reeds in U is. Amen. Ek wil jou uitnooi om jou broodjie uit die sakkie uit te haal. As jy 'n broodjie in die hand het, en ek breek nou sommer hierdie rolletjie hier voor 'n stukkie af, dan herinner dit ons dat Jesus se liggaam vir my en jou gebreek is. Sy liggaam is gebreek sodat ek en jy kan leef. Neem dit, eet dit en glo dit met jou hele hart. Die wyn of druiwesap wat jy in jou glasie het. Neem dit, drink dit, proe dit en weet dat Christus se bloed vir jou gevloei het sodat jy die ewige lewe kan hê en nuut kan word deur sy Gees. Here, baie dankie vir die sigbare tekens van brood en wyn. Dat U ons opnuut kom herinner wie ons in U is. Help ons, Here, om meer en meer te word wat ons al reeds in U is. As ons moeg geword het, moedeloos geword het, kom tel ons op. Kom maak ons opnuut opgewonde. Maar Here, bovenal verander ons, sodat ander U in ons lewens kan beleef. Amen. As jy jou Bybel hier het, maak hom asseblief oop by Hebreërs 13. Hebreërs 12 gaan oor die wedloop, maar aan die einde van hoofstuk 12 staan daar, uit dankbaarheid moet julle anders gaan leef. As jy nagmaal gebruik, uit dankbaarheid moet jy nie net sê dankie ek is gered nie, uit dankbaarheid moet jy anders gaan leef. En dan hoofstuk 13 het so 5 goede, 6 goede wat hy noem, 5 goede, vers 1 tot 6, ons moet mekaar lief hê, as medegelowiges,
Ons moet gasvry wees. Ons moet betrokke wees by ander se nood. Ons huwelike is belangrik. Hoe ons huwelike lyk, wys hoe ons hierdie wedloop hardloop. Het is interessant dat die Here nogal huwelik gebruik as 'n voorbeeld van sy verhouding met sy kerk. En dan die 5de ene is, ons moet as rentmeesters met ons besittings leef. Ons gaan vanmôre net na die eerste 3 verse kyk en ek wil vir jou vra, lees saam met my. As jy Hebreërs oopmaak, hoofstuk 13, is net 3 verse. As broers moet julle mekaar altyd lief hê, dis vers 1. Vers 2, moenie nalat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. En dan verwys Hebreërs skrywer, hy praat nou met Jode, hulle so geweet het van Abraham se geskiedenis, waar die engele in sy huis was. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is. En aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Ek wil vra dat ons vir elkeen van hierdie 3 verse gou by stil staan. Eerste vers, as broers moet julle mekaar altyd lief hê. Die Griekse woord is Philadelphia. Hier praat die Hebreërs skrywer en sê, maar as gelowiges in 'n gemeente, moet julle mekaar lief hê. Nou dis nogal 'n challenge, want ons is verskillende mense met verskillende geite en goede. Maar as ek so kyk, is dit dalk nog bietjie makliker, want ons is nogal homogeen. Ons almal lyk dieselfde, ons praat dieselfde taal. Maar die Hebreërs skrywer sê, as gelowiges, en dis almal wat in Christus glo, moet julle mekaar lief hê. En Kobus se getuienis gaan ons 'n bietjie van vers 1 vertel. Die tweede ene is oor gasvryheid, maar dit staan nogal vreemd. Jy moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry, philoxenia, wat is xenofobia? Help my gou. Vrees vir vreemdelinge. Hier staan philo, liefde vir vreemdelinge. So gasvry is nie wanneer Carita vir my sê, eers Charles, my huis is onder water, ek by jou kom slaap nie, dis nie gasvry nie, wat die Bybel van praat nie. Gasvry is 'n liefde vir vreemdelinge. En ons gaan net nou na 'n klip uit 'n fliek hieroor kyk. Die derde vers. Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is. Dit is 'n moeilike Griekse woord. Hos is asof. Syndedemenoi beteken asof ek saam vasgeboei is. So dis nie iets ver nie, asof ek saam vasgeboei is. En dan gaan hy verder, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. En toe ek hierdie versie lees, Rikus, dink ek nou aan die petisie wat ons moet teken. En dis baie keer so ver. As Joshua foto's wys en vertel, dan sien ek dalk hoe ander medegelowiges in hierdie wêreld vir hulle geloof doodgemaak word of mishandel word. En dan sê die Hebreërs skrywer, maar ons moet vir hulle, asof ons saam geboei is, asof ons self mishandel word. So die Hebreërs skrywer sê, as jy aan hierdie wedloop deelneem, uit dankbaarheid, moet jou lewe anders lyk. Maar die wonderlike is op hierdie pad wat jy hardloop, is daar heilige ontmoetings. Tussen medegelowiges, maar ook met vreemdelinge. En ek wil vir jou vra, Kobus, kom sit gou hier bo by my asseblief. Kobus, hoe lank is julle nou lidmate hier? So 'n paar jaar. Hoe lank is julle nou lidmate hier? Ons het so net voor lockdown het ons lidmate geword. Net voor lockdown, okay. Nou Kobus, ons gaan nou gesels oor 'n medegelowige wat in die moeilikheid was, wat een aand baie laat by jou hek geroep het, maak oop. Vertel ons 'n bietjie meer. Charles, ja, my getuienis begin van beleef God, begin by die nuus van 'n vriend wat vermis geraak het. En So hy het weggeraak. Hy het weggeraak. Okay. En geld wat by die werk weggeraak het. Okay, so is twee goed. Geld het by die werk weggeraak en hy toe weggeraak. Ja.
Maandag aand 8:00, so 'n paar weke terug, het 'n vriend van my voor die hek gestaan en my naam geroep. Ons het nie geweet wie dit was nie, en Rina het nogal vir my gesê, jy maak nie die hek oop nie. Hierdie Rina. Toe ek buite kom is 'n vriend. 'n Vriend wat ek weet in die moeilikheid is. En sy eerste woorde aan my was gewees, as jy my wegjaag sal ek verstaan. So hy sê, as jy my wegjaag, sal ek verstaan, het hy vir jou gesê. Ja. Daar's nie 'n manier nie. Ek het hom ingenooi. Ek het sê, kom, ons gesels. Sy eerste aan die huis het hy vir my gevra, kan ek net my ma bel? Ek weet nie of lewe sy nog. Ek het hom die geleentheid gegee om sy ma te bel. En toe het hy vir my gesê, hy weet nie waartoe nie. Hy weet nie wat om te doen nie. Ons het seker tot 11:00 daai aand gesit en gesels. En hy het sy hele storie vir my vertel. 'n Storie wat my diep geraak het. Hy het agter my werk in 'n bos gebly, onder 'n boom. En toe het hy uitgereik na 'n kollega van hom, wat op die ouend uitgelei het dat hy in die selle by die polisie gesit het. Want hy moes verantwoording doen vir wat hy gedoen het. Okay, so hy het vir die vriend gesê, hy het geld gevat by die werk. Ja. Okay. Hy het na die kollega toe gegaan en gepraat daaroor, en hulle het hom eintlik 'n guns gedoen om die polisie te bel. Want toe het hy opgehou hardloop. 5 dae het hy in die tronk gesit, afwagtend om hof toe te gaan. En in die tronk het hy 'n Christen van Ghana ontmoet. En daar het hy vir die eerste keer in jare weer begin bid. En met die Here begin kontak maak. En ons is terug by die vraag, waarheen nou? Ek het vir hom gesê, ons begin by waar die fout gekom het. Ek sal jou help. Hy wou nie daai aand by my geslaap het nie, want hy was 5 dae tussen 4 mure, hy wou buite wees, hy wou met God praat. En ons het 'n afspraak gemaak vir die volgende oggend. En toe ek op die gegeewe tyd daar aankom, het hy daar gestaan en wag vir my. Ons het sy bestuurder eers gekontak, naderhand het ek met die eienaar van die besigheid gepraat. En daardie aand het hy sy blyplek teruggehad. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan, die aand toe hy by my in huis was, het ons gebid en gevra, Here, maak die deure vir ons oop wat toegeklap is. Daardie aand toe hy in sy huis kom, hy wou nie deur die dag hy teruggegaan het nie, want hy was skaam. Want sy blyplek is op die perseel. Toe hy by sy huis kom, was daar 'n briefie gewees wat sê, ons is bly jy is veilig, en 'n warm bord kos. Die volgende dag het hy in die kamer gespandeer, weer eens, ek wou nie die mense vuis nie. En donderdag het hy met die eienaar gesels, en daardie aand het hy sy werk teruggehad. Met natuurlik ooreenkoms dat ek gaan regmaak wat ek fout gemaak het. Geld terugbetaal. Hy gaan die geld terugbetaal. Hy het Vrydagoggend begin werk, en van sy kollegas het hom gesê, asseblief, jy gaan nêrens heen nie, want ons kon nie nog een van jou gekry het nie. So kosbaar was hy vir hulle. En dit het my laat besef wat se genade daar in God se plan is. Wat se genade God vir ons het, en ons moet daai genade vat. Ek dink regtig ek en hy het, toe ons gebid het, saam voor God gestaan as sondaars. As mense wat voel ons het te veel om voor genade te ontvang. En God se genade is vir ons genoeg. Kobus, dankie. Ons sluit hiermee af toe ons hier in die voorportaal staan. Die 2 goed wat jy beleef het van God in jou wandel met hierdie vriend was, dat die Here julle gebede verhoor het, maar dat julle ook genade beleef het deur die manier hoe die werkgewer ook dit hanteer het. Verseker. Kobus, baie dankie. Dankie Jos. Kobus. Kom ons gee vir Kobus hande klap, is so skerry om hier voor te sit. Nou is jy uitgebreek, volgende week preek jy, Kobus. Dit is hoe God beleef word wanneer ek 'n pad met 'n medegelowige stap. Hy het die geld gesteel want hy wou dit meer maak by die casino om vir sy ma te sorg wat siek is. En soos 'n casino werk het dit nie meer geword nie.
Dankie Kobus daarvoor. Die tweede ene is, hoe beleef ander mense God deur ons optrede? Nou wie van julle het al 'n blyspel gekyk, Lemme Rabelais, of die fliek, Lesmes? Party van julle het, nê? 1998 se fliek waar Liam Neeson die rol speel. Dis vir my regtig 'n aangrypende fliek as jy dit ooit kan kyk. Jy sien prentjie van hom. Liam Neeson speel Jean Valjean. Sy sussie se kinders was honger, toe steel hy 'n brood en hy word gevang en hy's 19 jaar in die tronk. Maar toe hy uitkom het hy nou 'n paspoort wat eintlik sê jy is 'n tronkvoël, jy kan nie werk kry nie en hy sit op 'n bankie en 'n vrou kom by hom en sê mag gaan klop by daai deur. En ons gaan 6 minute van hierdie fliek gou kyk om te kyk wat het met Jean Valjean gebeur as gevolg van die priester se optrede. Sluit af. Mag ek en jy God meer en meer beleef. Mag ons elke dag se lewe vol heilige ontmoetings wees. Maar die nagmaal herinner ons, uit dankbaarheid moet ek voluit aan my geestelike wedloop deelneem, sodat ek meer en meer Christus se beeld kan vertoon. Mag ons in mekaar se optrede iets van Christus beleef. Maar mag hulle wat Christus nog nie ken nie, mag hulle Christus beleef in interaksie met my en jou. Amen. Here, dankie dat die genade vir ons genoeg is. Maar mag die genade ons kom ontvorm, dat ons meer en meer aan die beeld gelyk word. Ook as ons nou die lied Koninkryk gaan sing, ontvang ook dit as ons lofoffer aan U. Amen. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemijn, U lof besing
my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewig, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Mag jou week vol heilige ontmoetings wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.